Um, ek dink ons het vanoggend uitgevind, Nieu-Seeland en die hemel is nie dieselfde plek nie. So, moenie emigreer nie, Suid-Afrika is goed. 'n Lekker plek om te bly. Wil vir julle dankie sê, Leon Oppies, dat ek hier 'n tydjie by julle kan spandeer vanoggend. Wanneer ek mense die eerste keer sien, dan herinner ek hulle daaraan dat aanstoot geneem word, dit word nie gegee nie. So as ek vanoggend iets sê wat jou vies maak, dan ek het dit nie bedoel nie. Ek het die afgelope 2 dae met mense gesprekke gehad oor God se wil. En is 2 baie goeie vriende van my gewees wat in verskillende stel omstandighede gesit het. Die een was 'n skoolvriendin en sy het met my gesels oor haar seentjie wat spesifieke mediese probleme met sy voete het. En soos 'n ma is, ja, meeste ma's is baie lief vir hulle kinders. So nou is jy vasgevang in daai onverstaanbaarheid van wat het ek verkeerd gedoen? My kind, wat kan ek met my kind doen? Is wat is die opsies? So warwel van gedagtes wat deur 'n ma se kop gaan wanneer so iets oor haar sterkend kom. Die ander gesprek was met 'n man wat besigheid het en dit gaan swaar. Maar hy weet die Here het hom sê doen hierdie. En nou is dit so van die Here het my sê ek moet hierdie doen, nou hierdie is nie lekker nie. Al die potensiaal is daar, maar dit kontant vloei. Jy het net een dag nodig om die moeilikheid te wees. Want as jy nie vandag se geld vandag het nie, môre is dalk net 'n dag te laat. En so die eerste 2 keer sien mense jou oor, met die 3de keer dan frons hulle maar so 'n klein bietjie. En ek het met beide van hulle by die plek uitgekom wat God se wil. En spesifiek die gesprek wat ek gehad het met die besigheidseienaar, het hy vir my vertel, maar hy is baie seker God is besig om iets te leer, te snoei. Ons almal ken die beginsel van leer en snoei en ek het vir hom gesê, moenie vir my vies wees nie, maar ek gaan so 'n bietjie vra oor hoe jy dink. Want as ek jou kan help om anders te dink, dan gaan jy die lewe anders ervaar. En as jy die lewe anders ervaar, dan gaan die uitkomste in jou lewe anders wees. En die eenvoudige rede vir dit is dat as jy iemand se hoop gesteel het, dan het jy hom net waar jy wil hê. 'n Mens sonder hoop, iemand wat moedeloos is, hy kan net so om 'n lang boontjies toe gaan. Want daar is nie iets waaraan hy sy geloof kan gaan vasmaak om 'n ander uitkoms te bewerkstellig nie. Moenie nou ons dit neem. As jou hoop gesteel is, kan jou geloof nie werk nie. As jy hopeloos is, kan jou geloof nie werk nie. As jou geloof nie werk nie, kan jy nie 'n ander uitkoms bewerkstellig wat in lyn is met God se woord as die een wat vir jou uitgedeel word nie. Geloof, hoop, liefde, die 3 bly. Die grootste hiervan is die liefde. Nou, hoekom is die liefde die grootste hiervan? Want baie van ons, en ek bedoel, sonder uitsondering, sal jy by 'n plek gewees het al in jou lewe, waar dit wat met jou gebeur, ek is baie jammer, sal dit wat met jou gebeur het, sal nie konsekwent wees met 'n eenvoudige verstaan van God se liefde nie. Dit maak nie sin dat jy in Nieu-Seeland is nie, want God se liefde sê jy kan gaan, en dit was die oortuiging van jou hart gewees. So is die ma van die seun, dit maak nie sin nie, dit wat met haar seentjie gebeur, maak nie sin nie. En onmiddellik begin 'n mens met die vraag, maar is dit nou God se wil, is dit nie sy wil nie, wil hy nie, kan ek nie, wat wil hy my leer, wat weet ek nie van nie, nou is jy in daai gesprek betrokke. Die oomblik as jy in daai gesprek betrokke is jy vas. Omdat God nie in die realm van vrae leef nie. Hy leef in die realm van antwoorde. Nou is nie sê, maar hoekom dit gebeur? Hoekom 3 dae later, hoekom 4 dae later, week later, 2 weke later, hoekom? En as jy weer sien, dan sê jy, God is liefde, juig ons harte, ons gaan maar. En ewe skielik is daar 'n stel omstandighede by jou verby, en jy kon niks daaraan doen
om die realiteit van my stelomstandighede te verander nie. So kom ons begin gou by, het ons as God se kinders die reg om die stelomstandighede te verander? Want as jy nie die reg het nie, waarvoor hoop jy? As jy nie die reg het nie, waarvoor wil jy jou geloof gebruik? Natuurlik het jy die reg. Jy is dan God se kind. Dit moet iets beteken as jy jou en iemand wat sê, ek stel glad nie in Jesus belang nie, langs mekaar neersit, 'n ateïs wat sê God bestaan nie, dan moet tog 'n effek in jou lewe wees, omdat jy God se kind is. Dit kan tog nie iets wees wat, dis reg, ek is nou God se kind, maar ek bly nou in Suid-Afrika en dit. Dan moet iets anders wees. Dan moet 'n ander geleentheid vir ons wees. Dan moet 'n ander manier wees oor hoe ons oor die weg kan kom en vooruit kan gaan, wat nie vir 'n ateïs beskore is nie. Ek is besig om vir julle eenvoudige vrae te vra oor, wat beteken die feit dat jy God se kind is vir jou? Want ons is vinnig om te sê, hy is die God van die hemele, wat hemel en aarde geskaap het, maar hierdie probleem nou. Paulus skryf in Romeine 12 vers 2, julle kyk die versie baie goed, wat gaan oor, laat ons dan nie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, sodat ons die goeie, aanneemlike en perfekte wil van God kan leer ken. Nou, hoe lyk die goeie wil van God, die aanneemlike wil, die perfekte wil van God? Met ander woorde, daar's 3 weergawe van God se wil wat in jou lewe kan uitspeel. Goed, aanneemlik en perfek. En wat maak die verskil tussen goed na aanneemlik na perfek toe? En 'n eenvoudige verduideliking, ek gebruik dit baie, is toe Petrus die aand saam met Jesus op die water geloop het. Vir 'n tyd lank was Petrus in die perfekte wil van God gewees. En dit was toe hy sy oë op Jesus gehou het. En toe begin hy rondkyk en sê, oeps, wind, weer golwe en toe sink hy. Tot op die punt waar hy gevoel het hy gaan verdrink in Jesus se teenwoordigheid. Dit was definitief nie God se perfekte wil vir hom gewees nie. Dit was God se goeie wil gewees, want Petrus het nie verdrink nie. Maar het was nie sy perfekte wil gewees nie. En die fout het gekom, toe Petrus begin kyk na die omstandighede, om te besluit wat die realiteit is. Die fout het gekom toe sy oor wegvat van die woord af, en begin kyk na die rand, die ekonomie, die politieke klimaat. Ek weet nie, was die speech gisterand goed gewees, na die vuisgeveg, ek het dan gehoor van die vuisgeveg. Want, as ons begin dink, dat die land se vooruitgang afhang van die regering, dan het daar 'n groot fout gekom. Die woord sê nie dat die regering sal al die nasies seën nie. Die woord sê ons sal. Met ander woorde, jy is veronderstel om vir hulle 'n seën te wees, nie hulle vir jou nie. So hou op kla oor die politieke klimaat. Want jy is vir elk geval die een wat veronderstel is om iets vir hulle te doen. Jy kan nie kla oor die landse leiers nie, want jy kan nie hulle invloed op jou lewe bo die woord se invloed op jou lewe sit nie. Jy kan nie. Want as jy dit doen, dan is jy soos Petrus wat vir die wolke kyk en vir die wind kyk en vir die weer kyk, en onmiddellik verloor jy jou vermoë om op water te loop. Om op water te loop, dit is nie natuurlik nie. Die basiese beginsel van gravitasiekrag sê, mens loop nie op water nie, jy swem. Met ander woorde, al die wette wat jy van geleer, al die ekonomiese beginsels wat jy van geleer het, jy kan op dit loop, behoor dit loop. Maar jy moet een ding in jou hart uitgeklaar kry, dat God se liefde beteken, dat jou uitkoms anders kan wees, nie sal wees nie, kan wees, as iemand wat sê, daar's nie 'n God nie. Die vereiste is, kyk vir die woord,
en laat jou wêreld se realiteit gevorm word deur wat die woord sê en niks anders nie. Verg dit bietjie oefening, dit verg oefening. Want ons is nie geleer om met ons geestesoë ons wêreld op te som nie. Ek het my eerste verkoue gunsteling onderwerpie, omdat dit mooi verduidelik. My eerste verkoue was 2 weke voordat ek dit kon uit die pad uitkry sonder medisyne. Nou is medisyne reg of verkeerd, dit maak nie saak nie. So dis 'n irrelevante vraag, want God het dokters gegee, hy het al daai goed gegee. Maar ek het 'n keuse gemaak en sê ek wil my lewe op die woord bou. My tweede verkoue het so klein bietjie vinniger gaan, en die verkoue wat was 'n klein bietjie vinniger, en ek het lanklaas verkoue gehad. Want ek het 'n keuse gemaak om my lewe op die woord te begin bou. Het was net 'n keuse gewees. Is dit reg, is dit verkeerd? As jy dit nie gedoen het nie, is al fout? Nee. Jy is God se kind. Die vraag is jy sy kind of nie? Dis die vraag. Van daar af, hoe wil jy jou lewe leef? Dis persoonlike keuses wat 'n mens kan uitoefen. Dis persoonlike 'n pad wat jy kan kies om te stap. En daar is niemand wat nog sy woord op God se woord, sy lewe op God se woord gebou het, wat teleurgesteld daarvan afgekom het nie. Dis anders, maar dit is baie bevredigend. Want hoe kan jy 'n keuse maak om jou lewe op God se woord te bou en nie skrifgedeeltes soos Jesaja 55 wat sê ek stuur my woord uit en dit kom nie onverrigte sake terug nie. Maar daar's 'n keuse wat gemaak word om te sê, gaan ek my lewe bou op God se woord of gaan ek nie? En die vraag gaan nie oor is ek gered of is ek nie gered nie. Daai vraag is geantwoord. En om jou lewe op God se woord te bou, moet jy 'n dissipline aanleer om na die woord te kyk en nie na ander goed nie. Want ander goed gaan jou altyd anders oortuig as die realiteit wat die woord vir jou sal kan skep. Dit wat jy met jou oë sien, is meeste van die tyd 'n leuen in vergelyking met dit wat God se woord vir jou het. Met ander woorde, jy moet gedissiplineerd raak om jou lewe te bou, jou realiteit te bou uit die woord uit. En dit vat bietjie. Ek lees in Markus 16, ek is seker die hele Bybel sê dit ook, hulle sal siekes die hande oplê en hulle sal gesond word. So, toe ons jongeling gekry, die eerste van 2, toe het hy eendag 'n goeie koers. En nou is die keuse. Wat Jak Priester se groen mamba, of gaan ek hom hande oplê? Dis 'n keuse. Want werk die groen mamba? Ja, het werk. Werk hande oplê? Ek weet nie. Ek moes my hande uit my sak uithaal. En daar was 'n klein skermutselingkie toe ek my vrou uit die kamer uitgejaag het. En wou sê, luister, as ek jou weer sien voordat ek hier uitkom, dan gaan ek eers met jou gou klaar beklei voor ek verder bid. So dis keuses. Het sy koers gebreek? Ja, sy koers het gebreek die aand. Was die volgende keer vir my makliker geweest? Dit was. Was dit vir my vrou makliker geweest? Dit was. Sy het die volgende keer gemakliker agter my aangestap om haar lewe te begin bou op die woord. Maar sy moes vir die eerste keer sien, dat as Markus 16 sê, jy sal jou hande lê op siekes, dat het werk. Maar solank as wat groen mamba in die yskas is, gaan jy nie jou hande uit jou sak uithaal, die sê jy nie wil nie. Dit is keuses. Dit is alles keuses. Hebreërs 11 is 'n stukkie wat ek na verwys is die geloofshelde akker. Al Henog, Moses, praat van almal. En dan aan die einde
sê die skrywer van die Hebreëbrief, hy sê, tyd versaak my, ek het nie genoeg tyd nie. Ons moet praat oor Gideon, Barak, en dan gaan hy met 'n lysie daarso. Deur geloof het hulle koninkryke oorwin. 4 geblus, die bekke van leeu's gestop. En ek wil vandag oor die bekke van leeu's gestop, want die kinderbybel doen ongelukkig net die Ou Testament weergawe van Daniël in die leeukuil. Die Ou Testament weergawe van Daniël in die leeukuil, Daniël het elke dag gebid, hy is in die leeukuil gegooi, God het 'n engel gestuur, en almal was bly daarna. Hebreërs sê vir ons, deur geloof, het Daniël die leeu se bekke gestop, omdat hy geweet het, daar's 'n God wat lief is vir hom. As hy nie sy geloof in God se liefde gesit het nie, het daai leeu hom opgeëet. Hoe weet ek dit? Want ek het 'n koerantberig 'n paar jaar gelede gesien, van nou wat in die dieretuin aangehardloop en die leeukuil gespring en sê, as die God van Daniël bestaan, hy het nie die grond gehaal nie. Want hy het nie sy lewe op God se woord gebou nie. He tried, but he didn't trust. Dit werk nie. Die verskil tussen glo en geloof is waar die verskil in. Ek glo God is 'n God van liefde, maar het ek geloof in dit? Want geloof is 'n vaste vertroue. Nie glo is 'n vaste vertroue nie. So die vraag is, het jy geloof in dit wat jy glo? Het jy geloof in dit wat jy glo? Want as ek nou vir jou vra, dis 'n ander speletjie wat ek gereeld speel. Julle glo die Bybel, né? Ja. So, ek weet, meeste van julle het nou gesê, hulle wil werk toe, maar ons kan 7 uur slangpark toe gaan. Want die woord sê, hulle sal slange optel. Gaan jy werk? Ek dink dis tyd dat ons so klein bietjie introspeksie het en sê, ons glo God se woord. Maar ek is nie seker of ek in elke liewe element van daai woord geloof het. En wanneer jy geloof het in die woord, sal die omstandighede in lyn kom, soos die aand toe Petrus op die water geloop het. Want daar moet 'n ander uitkoms vir ons wees as vir ateës. Jy kan sê, ja, ons gaan hemel toe, hy gaan nie hemel toe nie. Ek weet nie, ek het in, as het standaard 2 sondagskool geleer dat ek is 'n kind van God, van die oomblik wat ek. So, die 40, 50 jaar op aarde, wat maak God vir my saak, as dit alles nou maar net gaan om in die hemel uit te kom? Dan is die stories wat ons in die woord van lees, van Gideon, wat met 300 man die Midianiete laat hardloop het, asof hulle nooit weer 'n kans gaan kry nie. Baie van hulle het nie weer 'n kans gekry nie. Dan is dit net 'n storie. Dis Ou Testament. Dis die wonderwerke, dis Ou Testament wonderwerke. Israel wat water in die middel van die woestyn het 'n rots gekry het. Dis Ou Testament wonderwerke. Dis nie om te praat van Paulus en Petrus. En voor julle sê, maar dit was omdat hulle apostels was. Gaan lees Handelinge 6 en 7 van Stefanus die diaken. Wat die woord 2 keer sê, hy het groot geloof gehad en hy het wonders gedoen onder die volk. Diaken Stefanus. Die wêreld kan nie, of die voorwaarde van die resultate van die woord kan nie gekoppel wees aan die werk wat God vir jou gegee het op aarde nie. Petrus het nie die wonderwerke gekry omdat hy 'n apostel was nie. Hy het die wonderwerke beleef. Ek weet nie, die woord praat van 'n werker van wonderwerke. Mense raak bietjie ongemaklik as daai klem op die werker van die wonderwerke kom. Hy het verantwoordelikheid gehad. Maar dit het nie die resultate het nie vanuit sy apostelskap uitgekom. Die resultate het gekom omdat die woord die waarheid is en altyd werk
wanneer daar geloof is in die woord. Maar ergens het ons koppe die mekaar geraak. Hoeveel van julle is wedergebore? Ek gaan net die vraag aan die kant omvra nie. Okay? Die dag toe jy hart vrede gee, het jy e-mail uit die hemel uitgekry? SMS? Oproep? Hoe weet jy is wedergebore? Jy glo dit. Nou het jy 'n spesifieke situasie en nou soek jy e-mail. Of 'n SMS. Of 'n ekstra plaat om nou iets anders sê. Met ander woorde, die geloof wat jy uitgeoefen het om wedergebore te raak, jy wil dit nou anders doen. Om te besluit wat die waarheid is. Terwyl om van dood na lewe te oor te gaan, die grootste wonderwerk is wat jy in jou lewe aan kan deel het. Met ander woorde, jy deel gehad aan seker een van die grootste wonderwerke wat in die geskiedenis van hierdie wêreld bestaan, plaasgevind het. Jou wedergeboorte. Sekerlik sal 'n verkoue bietjie laer op die skaal weeg. Jammer dat ek haper op die verkoue man, is 'n gemaklike voorbeeld, want hy het 'n manier om 'n senuwee raak te boor. Sekerlik kan daai koninkryk wat jy moet oorweldig nie so groot wonderwerk wees soos jou wedergeboorte nie. Maar jy moet skuif van glo na geloof toe. Jy moet oortuig wees dat God se liefde vir jou 'n ander uitkoms sal bewerkstellig as die ateïs wat nie in hom glo nie, wanneer jy in dieselfde stel omstandighede staan. Vraag is, wat soek jy na stel omstandighede, dit maak nie saak nie. Want wat is die uitkoms? Jou uitkoms kan anders wees as iemand anders met dieselfde feite stel op sy tafel het. As jy bereid is om jou lewe op God se woord uit te giet. Dit is net keuses. Dit is net besluite. En God is genadig. En dat, omdat hy jou Vader is, sal hy jou leer hoe dit werk. Jesus het Lazarus uit die dood uit opgewek in Johannes 11. Nie Johannes 1 nie. Nou vir ons julle, kom ons praat gou oor Jesus. Lukas 2 vers 52 sê 'n fenominale ding oor Jesus. Dit sê, en die Seun, Jesus, het gegroei in genade en guns by God en die mens. Hoe? My verstaan van die woord het nie vir my toegelaat dat Jesus in genade gegroei het by God nie. Ek dog dan hy was Jesus. Met ander woorde, he had it all, van dag 1 af toe hy aangekom het. En he didn't have it all, but he was it all. En hy het geleer. En God het hom gewys, soos 'n goeie vader sy kind groot maak, het God vir Jesus gewys. En so het hy in guns gegroei by God, want hy het gereageer op dit wat die Vader hom geleer het. Wie van julle het kindertjies? Okay. Toe hulle nie vlot kon praat op 1 jaar nie, en hulle nog nie algebra kon doen nie, het hulle verwerp. Nee. Om watter rede dink jy God gaan dit met jou doen? Daar's hoeveel voorbeelde in die Bybel. 'n ander voorbeeld is Moses. God kry vir Moses by die braambos en hy sê hy hakel. En God sê vir hom, het ek nie jou mond gemaak nie. Ek weet of jy kan hakel of nie hakel nie. Maar moenie bekommerd wees nie, jou broer is al klaar op pad, want jy wil mos nou hakel. En dan gaan kyk jy na die 10 plaag, oor hoe God vir Moses gevat het en hom groot gemaak het. Tot by plaag 9, Moses kon nie plaag 10 doen nie, want dit het gegaan oor lewe en dood. Daai plaag sou hy eers kon doen na Jesus se tyd, nie voor Jesus tyd. So die eerste plaag, wie die eerste plaag gedoen? Weet julle wat die eerste plaag is?
Ja, die water en bloed. Wie daai eerste plaag gedoen? Moses of Aaron? En God het met Moses gepraat en hy het hom sê, sê vir jou broer Aaron om die volgende goed te doen. En so die tweede plaag, gaan sê vir Aaron, doen dit en dit en dit en dit. En toe hier so by die vierde ene, toe sê, stap jy na Aaron en dan doen jy dit, dan kyk ons, wat doen ek? En hier so by nommer 7, dan sê hy, vat jy nou, en dan gaan doen jy nou. Hy het van Moses geleer om op sy woord te staan. Sodat hy met selfvertrou by Farao kan instap. So die Here sê vir jou, gaan haal my volk, wat ook al jou brief is in die lewe. Hoeveel keer was Moses by Farao gewees? Kan nie glo nie. Die Here het my gesê, ek moet hierdie ding doen, en nou kry ek hierdie weerstand. Ek het verkeerd gehoor. Maar hy was 10 keer daar gewees. Voordat hy die omstandighede op hulle knieë kon kry. Jou geloof hoef nie groot te wees om God te oortuig nie. Hy hoor jou, want jy is sy kind. Maar soms moet jy so 'n bietjie hakke inkap om die omstandighede op hulle knieë te dwing. By rond 10 het die omstandighede die knie gebuig voor die woord wat God vir Moses gegee het. En gesê, gaan haal my volk. Eers by nommer 10. So nou is jy by nommer 4, en nou stap jy weer en sê, ag nee, dit het alweer nie gewerk nie. En nommer 5, en nommer 6, en nommer 7, en nommer 8, maar die hoop beskaam nie. Die hoop beskaam nie. Die droom wat God vir jou gegee het, staan vas. Maar moenie by plaag 7 ophou, tasse pak en gaan kamp nie. Dit is nie reg nie. Toe God met Moses gepraat het, ek wil net seker maak dat ek julle nie weghou van ons slangpark uitsappie af nie. Toe God met Moses gepraat het by die brambos, toe sê hy vir hom, gaan haal my mense. En toe die gesprek was, toe sê Moses, Here, ek wil net een dingetjie, hoe gaan ek weet dat dit wat u nou vir my sê, die waarheid is? Toe sê nee, wanneer jy terug is met die mense hier by die berg, sal jy weet dis die waarheid. Wanneer jy met jou eie oë gesien het, hoe my woord in jou lewe werk, sal jy weet, dis die waarheid. Nie, weet jy wat Moses sê, jy nou so en so maak, dan hy het hom gesê, wanneer jy terug is hier, gaan jy weet, dat dit wat ek vir jou gesê het, die waarheid is. So, wat is die kort en die lank van volgende? Moenie in vrae verstrengel raak oor God se liefde vir jou nie. Moenie vasgevang raak en is dit God se wil of is dit nie sy wil nie? Julle wat kinders het, weet hoe 'n vader se wil teenoor sy kind werk. Alles wat goed is. Ek wil ook nie vaders wat wens dat jy alles wat sleg is vir hulle kinders nie. Alles wat goed is. En as dit jou hart is, hoe op dese aarde kan jy enigstens redeneer dat dit nie God se hart is nie? Want hy is 'n beter pa as jy. Is dit God se wil dat my vriendin se seentjie se voete moet werk soos dit werk? Nee. Het God gemaak dat daai voete so werk? Nee. Is dit so? Dit is so. Ek wil vinnig net in hierdie onderwerp hier raak, God se almag. God is almagtig en God is soewerein, maar nog steeds het hy gelos dat Adam en Eva die appel eet, ongeag die gevolge van dit. Hoekom? Want liefde vereis 'n keuse. As daar geen keuses is nie, dan het jy nie die vermoë om iemand lief te hê nie. God moes vir Adam en Eva los. Was dit sy wil dat hulle die appel geëet het? Nee. Was dit sy wil dat die Boeings en die Twin Towers in New York invlieg? Nee. Met ander woorde, daar is goed wat op aarde gebeur wat nie God se wil is nie. Daar is goed in jou lewe
wat met jou gebeur, wat nie God se wil is nie. So moenie agter 'n verkeerde verstaan van God se almag gaan wegkruip en sê God is besig om my 'n les te leer, my te snoei te doen. Johannes 15 is waar Jesus praat oor die snoei besigheid. Nou die vertaling sê en hy snoei die wie hy lief het. As jy dan gaan kyk na die oorspronklike Griekse woord, is snoei nie 'n lekker vertaling van daai woord nie. Om op te beur is 'n baie beter vertaling van daai woord. Julle wat wingerde ken, daar's baie keer wat jy 'n draadjie span en jy maak die takkie in die draadjie vas, sodat hy beter kan groei, my kind. Dis wat hy daar bedoel het. En dan gaan hy in die vers wat ek eintlik by wil uitkom, sê hy, julle is reeds skoon deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Nie deur wat ek julle laat oorkom het nie. God sal nooit die duiwelse gereedskap gebruik om sy kinders iets te leer nie. Hoekom gebeur dit? Vele redes. Een van dit is as jy die sambreel wat God vir jou gegee het weggooi, moenie kla dat jy nader is nie. En die sambreel is die woord. As jy nie binne daai ruimte leef wat die woord vir jou gee, jy moenie kla as jy nader is nie. Gaan stap met die sambreel in. Want ons weer 'n sambreel vir jou. Dis nie net soos jou enetjie vir die res van die lewe, dit werk nie so. So moenie vasgevang raak in die vraag van, is dit God se wil, is dit nie sy wil nie, wat wil hy my leer? Maar die oomblik as jy daar is jy by vrae, jy is nie by antwoorde nie. Jou hoop is vasgevang in 'n klomp vrae, nie in 'n klomp antwoorde nie. As jy nie hoop het nie, het jy nie 'n plek om jou geloof aan te gaan vasmaak, laat jou realiteit kan skuif nie. Want was dit die ideaal vir, as dit salsak, meelsak en appeltjie een oog, Sadrag, Mesach en Abednego om in die vuur ook te wees? Ja, ek dink dit was wel ideaal geweest nie. Maar het nie na rook geruik toe hulle uitgekom het. Was vir my altyd interessant, waar was Daniel daai dag? Sy verhouding met die Here was anders geweest as hulle drie sin. Hy was nie eers daar daai dag toe daai moeilikheid gekom het nie. En sy verhouding met die Here het hom geskuif na 'n ander plek toe. Die aanneemlike en die perfekte wil van God is 'n keuse wat by ons lê. Oor hoeveel ons bereid is om ons lewens uit te giet op God se woord. En die Bybel te begin lees asof dit in wit en swart gedruk is. Die meeste van ons Bybels is in wit en swart gedruk. As jy die Bybel lees dat dit grys is, dan is die resultate wat jy gaan kry grys. Hulle sal siekes die hande op lê en hulle sal genees word. As jy die wit en swart van dit vat, sal jy die resultate van dit begin kry. As jy die grys van dit begin vat, dan gaan die resultate grys wees. Dan is die enigste opsie wat jy het groen mamba. Die dag toe ek besluit het om die woord vir wit en swart te begin sien. As dit daar staan, dan is dit wat daar staan. Was my ervaring van God se liefde baie anders gewees as voorheen. Het sy liefde teenoor my verander? Nee, my ervaring was anders. Want my verstaan van wat hy vir my sê, was anders gewees. Dit is net keuses. Dit is net keuses. Maak ouderdom saak, ouderdom maak nie saak nie. Kyk, ek dink, jeugdiges het dit bietjie makliker, die meer vrymoedig, as dit kom by die woord. Maar Smith Wigglesworth, hy was 'n man van 40 toe God die eerste keer met hom gepraat het. John G. Lake was 'n man wat al lank in sy loopbaan betrokke was, toe God die eerste keer met hom gepraat het. En ek noem vele name van mense wat 'n lewe gewys het, 100 jaar of wat gelede, so klein bietjie anders gewerk het, as die ervaring wat ons het van die woord. En die keuse was maar net, glo ek God, glo ek hom nie. Dis nie, doen ek sonde of doen ek nie sonde nie. Dis net, glo ek hom oor elke stukkie detail wat in die woord ingeweef het.